Johan van der Westhuizen word elke dag na 'n ander plek en tyd betower. Sy corgi-versameling vol skaars, waardevol en verbeeldingryke karretjies en voertuie is meer as net vertoonstukke. Dit sluit sy liefde vir die corgi-geskiedenis en 'n diep waardering vir elke enkele versamelstuk in. Willem met gaan saamspeel. Die Corgi speelgoedonderneming is in 1956 tot stand gebring en was die eerste ombelfabriek in Wallis karretjies met venstertjies te vervaardig. Johan, vertel vir my 'n bietjie van jou kinderjare. Waar het jy groot geword? Ek's maar al die jare in Rodepoort. Ek is in Johannesburg in die ou Queen Vic Hospitaal vir die mense wat weet gebore. En ons het maar meeste van die tyd in Rodepoort gebly. So alhoewel ek my matriek in Vrede in die Oos-Vrystaat voltooi het, ek's bietjie stout geweest, het my pa my koshuis toe gestuur, maar dit het gewerk. Het dit gewerk? Ja. Want toe daarna as jy rustig Ja, en kalm. dis ek reg. En toe ek klaar, toe ek op Goudstad Onderwys College. Ja. Ek het daar klaar studeer. Toen moes ek my diensplig doen. Ek het 'n jaar op die grens ook spandeer. En daarna het ek begin skool hou. Jy het toe in onderwys ingegaan, Afrikaans en musiek begin gee. Ja, musiek nie reg, omdat ek nie kan musiek lees nie. Ek speel maar op gehoor. So ek het maar, toe hulle hoor ek kan speel, toe dog ek, ag, laat ek maar probeer. En ek het Afrikaans ook gegee, ja. As kind sou hy dikwels op pad fliek toe op Saterdag verby 'n speelgoedwinkel loop met Percy Sledge se musiek wat hard uit luidsprekers buite die besigheid blaar. Hy kon toe maar net bloot die corgi karretjies deur 'n vertoonvenster bewonder en begeer. Die goede daar gestaan het my altyd gefascineer. En ek het van dit gekry as weet vir verjaarsdae geskenke, maar ek kon nooit weet sommer net iets kry nie, want daai tyd, hulle was R2.50 of 40 sent geweest. R2.50 was baie, dis 'n maand se groceries geweest. Dit was baie geld. Ja. En dan het jy maar gewens en jy het maar so deur die venster geloer. En Kerstye het ons altyd my ouers Johannesburg toe gaan. Daai jare kon jy nog in die aande daar, soos hulle genoem het, window shopping doen. En dan was daar 'n winkels en ek maar daar gekyk. En ek het dit goed gehad, maar ag jy weet, as kind dan jy word groter, jy gee nie meer om nie. En later het ek net weer besluit ek moet weer van dit in die hande kry. Ek weet die geskiedenis van die corgis fascineer jou eintlik en dis waar dit begin het. Ja. Toe ek nou afgetree het, dog ek wil 'n bietjie meer navorsing doen. Dit hou my besig. En dit was nogal verbaas om uit te vind dat een van die stigterslede 'n Suid-Afrikaner was, Arthur Katz. Hulle is toe Wallis toe. Hy het vir 'n ou gewerk. Hulle was in Duitsland. Maar toe besef hulle daar's probleme met die nasies. Hulle sal moet 'n plan maak en uitkom. Toe gemaak hulle fabriek in Engeland oop. Vroeg in die 50s het hulle fabriek oopgemaak. Maar dit is ander goed gemaak, blikkarre, toe besluit hulle nee wat. Toe wil hulle teenvoeter vir Dinky Toys wees. In 1956 toe begin hulle met die eerste Dinky Toys. En wat lekker van hulle was, hulle het gedink, kom ons maak dit beter. Hulle was baie innoverend geweest. Toe het hulle byvoorbeeld venstertjies ingesit. So die slagspreuk van Corgi Toys was the ones with windows. Corgi word vernoem na die Walliese hond Corgi. Want ek het gewonder, is dit nou die hondjie, doen ek 'n storie met jou oor 'n hondjie of oor 'n karretjie? Nee, hulle het net besluit omdat dit 'n kort naam is, en omdat dit 'n nasionale hond basies van Wallis is, en dit het ook verbinding met die koningsfamilie, want hulle weet die royal family het ook mos met die corgis. En dit is omdat hulle dit gedoen het, die naam op die naam besluit het. En elke jaar het hulle iets anders, het hulle begin nuwe goed doen. Soos ek baie innoverend, wielietjies wat jy kon afhaal, of jy kan die onderstel uithaal. Daar's goed wat se liggies werk, tyd Joule lights gehad. So hulle het regtig baie die mark vinnig oorgeneem. Wat fantasties was van Corgi is dat die mense nie besef nie. Weet daar 3000 mense daar gewerk en meeste was vrouens. En vrouens het daai goed met die hand in mekaar gesit. Veral vir daai tyd. Ja. Is dit ongewoon? Ja, want kyk in Wallis het hulle met die steenkoolmyne gehad, met dit moes opgehou. Toe is daar nie meer werk nie. So hulle het vir die mense werk gegee. En die vrouens, omdat hulle fyner kan werk met die plakkertjies en mekaar sit, het hulle die vrouens baie gebruik in die fabriek. In sy 9 kaste is daar onder meer resieskarre, dieselmodelle, plaasimplemente, sirkusvoertuie en selfs 'n karretjie met 'n musiektema. En ek probeer om die boksie ook te kry, want dis baie skaars. Die boksies is 30% van die waarde van die Regtig? karre. Ja, baie keer ouens betaal baie geld net om 'n boksie te kry om sy model volledig te kry. Hulle het altyd iets nuut probeer, want die mark was, dink jy die mark oorheers.
En Corgi het absoluut hulle die ding begin doen en hulle het baie snaakse goed gedoen. Byvoorbeeld as jy na die enetjie kyk, hulle het venstertjies ingesit. Ek meen hierdie karretjie is 68 jaar. 68 jaar Dit oud. is heeltemal oorspronklik. Dis hoe hulle eers gelyk het. Hierdie was die eerste boksies geweest. Hulle was blou, so daar kan jy sien. Nie die kenmerkende geel Geel en nie. die blou nie, ja. Een van my gunstelinge en almal wou die karretjie gehad het, Okay. was die James Bond Wow. Aston Martin. Wow, kan ek die boksie saam met hom sien? Hy het met daai, hulle noem dit 'n plinth in Engels. Ja. Vertoonkas, Toonkas, ja, en dan venster, boksie. Nou hierdie polisiekar, ek het hom maar net uitgaan want dit is wat hulle noem new old stock. Daai karretjie was nooit verkoop nie. Hy was in 'n winkel gewees. So hy's asof jy nou in 'n winkel gaan stap en gaan verkoop. Daar's nou nuwe Corgis wat uitgekom het, maar hulle word in China gemaak. Ja. Ongelukkig, maar hulle is pragtig. Is dit? Ons kry dit glad nie hier nie. Kan jy dit invoer? Ja, maar dit gaan veel baie kos. Soos my beter om ek is maar purist, ek soek die oorsprong. Ja. Wat is die storie agter daai enetjie? Batmobile. Dit was die kar om te hê. Ja. Daar was tot 'n storie dat 'n kind het 'n Batmobile, sy oom het by die fabriek of iets gewerk. Toe het hy 'n Batmobile voor die tyd gekry. Daar was 'n geveg in die klas want hulle het gesê, "Jop, dis nie so nie." Daar is hy. I am Batman. Wow. Die waarde het nou omtrent met so 7000% toegeneem. Regtig. Ja. Nou die interessante ding van Batmobile is die eerste een was nie 'n glans een nie, was 'n mat kleur gewees. En toe het hulle besluit want hulle moes dit uitkry. Toe besluit hulle nie hulle gaan die glans ene doen en om daai mat een in die hande te kry. Dit is die skaarste. Is jou versameling al voltooi? Is daar nog iets wat jy Nee. Kyk, daar's die Mini Moustest. Dis 'n rooi mini met sulke geel psychedelic stickertjies op. Hy is die skaarste. Daar's nou een op eBay. Ek dink hy's R30.000. regtig? Ja. En nou ongelukkig met Corgi in 1969 het hulle een stoor afgebrand. Toe die meeste van die jaar se voorraad is weg. En dit was toe die ondergang van die fabriek geweest. Wat eintlik hartseer is. Toe het hulle ook groter goed begin maak, maar ons ouens met die rubber wielietjies, ons het daarvan gehou. En ongelukkig het hulle dit nou nie weer gemaak nie. Wat geniet jy die meeste van jou Corgi versameling? Weet jy, dis is 'n klein sanctuary. Weet jy, stap hier in die oggend en net om weer na die goed te kyk, haal uit, kyk weer, dis so mooi, kyk weer, haal uit, jy weet, vee bietjie af. En tyd dan raak ek laf en skuif ek. Okay. Maak ek oop en ek verander die hele, maar dit kan my so hele dag vat. Want weet dit is so baie goed, maar dis lekker, ek geniet dit verskriklik. Met sy passie doen Johan iets waarna ons almal smag en dis om die kind in jou wakker te hou. Hy bewys ook vir ons dat vreugde nie regtig 'n eindbestemming is nie, maar 'n reistog wat jy elke dag kan onderneem.